Vandag spring ons weg met een van die heel grootste raaisels in die Bybel, spesifiek in Openbaring. Wie is die 144.000? Dis 'n vraag wat mense al eeue lank fascineer, en met goeie rede. Ja, hierdie vraag het teoloë vir eeue laat kopkrap. Maar wat interessant is dat die bronmateriaal wat ons vandag bekyk, sê as jy kan uitfigure wie hierdie groep is, wel, dan ontsluit jy basies die hele boek Openbaring. So, dis nogal belangrik, né? Kom ons kyk in. Goed, so die heel eerste punt wat ons bron maak is dit. Jy kan nie regtig die eindtyd gebeure in Openbaring verstaan as jy nie eers weet wie hierdie 144.000 is nie. Dis die fondasie, die beginpunt van alles. Nou, oor die jare het daar so 3 hoofidees of interpretasies na vore gekom. Kom ons kyk gou na hulle. Hier sien julle hulle in 'n notendop. Jy kry dispensasionalisme, dan die meer algemene of hoofstroomsiening en dan die een waarop ons vandag gaan fokus, die siening van ons bronmateriaal. So kom ons breek elkeen net so 'n bietjie oop. Reg, kom ons begin by die gewildste een van die 3, dispensasionalisme. Dit is nogal belangrik om hierdie een te verstaan, want dit help ons sien hoekom ons bron 'n heeltemal ander rigting inslaan. So, wat glo dispensasionalisme? Wel, die kern daarvan is dat God se groot plan nog altyd oor die volk Israel gegaan het. Hulle sien die kerk, die Christelike kerk, as wel amper soos 'n plan B of 'n parentese. Iets wat net begin het omdat Israel vir Jesus verwerp het. Hierdie tydlyn illustreer dit perfek. Sien, volgens hulle word die kerk weggeraap. Poef, weg, net voor daardie intense laaste 7 jaar van verdrukking. Dit maak die pad oop vir God om weer sy oorspronklike plan met Israel op te tel, en dit is waar die 144.000 inkom. Hulle glo dis 144.000 Joodse evangeliste wat in daardie tyd werk. En hier is waar ons bron 'n groot probleem het. Dink daaroor. Hierdie siening beteken dat die kerk die heel laaste, mees kritiese deel van die geskiedenis misloop. Hulle word basies toeskouers wat van die kantlyn afkyk in plaas van deelnemers. Goed, so as die 144.000 dan nie net Jode is nie, en ook nie alle gelowiges nie, wie is hulle dan? Wel, hier kom ons nou by die kern van ons bronse argument. Hulle is 'n heeltemal unieke groep, 'n spesiale groep mense wat aan baie spesifieke vereistes moet voldoen. En kyk net na hierdie kwalifikasies. Hulle het alself nie met vroue besoedel nie wat geïnterpreteer word as afvallige kerke. Hulle volg die lam waar hy ook al gaan. Hulle is die eerstelinge en daar is geen leuen in hulle mond nie. So, dis duidelik nie die vereistes vir gewone redding nie, dit dui op iets heeltemal anders, 'n baie hoër vlak van toewyding en 'n spesifieke rol. En dis presies die punt. Volgens die bron gaan hierdie eienskappe nie oor hoe jy gered word nie, maar oor kwalifikasies vir 'n spesifieke taak. Dink aan hulle as God se spesiale magte, sy elitespan, gekies vir die absoluut moeilikste missie heel aan die einde van die tyd. Reg, en dis waar die storie nog interessanter raak. Ons bron maak nou 'n direkte koneksie tussen die 144.000 en 'n ander baie geheimsinnige groep in Openbaring, die 2 getuies. En hulle reis is wel niks minder as dramaties nie. Dit begin met God wat hulle verseël vir beskerming. Dan volg 'n kragtige bediening van 3,5 jaar. Aan die einde daarvan word hulle deur die anti-kris doodgemaak, net om 3,5 dae later weer op te staan en hemel toe te vaar terwyl die hele wêreld toekyk. En uiteindelik kom hulle saam met Jesus terug as deel van sy hemelse leer. Nou, gedurende daardie bedieningstyd lewer hulle seker een van die ernstigste en mees vreesaanjaende waarskuwings in die hele Bybel. Hierdie waarskuwing, sê ons bron, is die absolute kern van hoekom hulle daar is. En hier is daai direkte skakel. Die argument is nie net dat hulle soos die 2 getuies is nie, die argument is dat die 144.000 die 2 getuies is. Dit is hulle gesamentlike, wêreldwye bediening om hierdie laaste, superdringende boodskap by die hele mensdom uit te kry. So, wat is hierdie groot boodskap? Wat is hierdie ewige evangelie wat hulle aan die hele wêreld moet verkondig net voor die einde aanbreek? Dis eintlik 'n drieledige boodskap. Eerstens 'n oproep tot aanbidding, vrees God en gee hom die eer, want sy oordeel het gekom. Tweedens 'n aankondiging, geval is Babylon die Grote, wat die einde van die wêreldstelsel beteken. En derdens 'n baie ernstige waarskuwing, moenie die merk van die dier ontvang nie, want die straf is ewige pyniging. Dis 'n finale pleidooi met 'n baie duidelike keuse en ewige gevolge.
Soos jy kan sien, gaan hierdie boodskap oor soveel meer as net 'n individu se persoonlike redding. Dis 'n massiewe, kosmiese aankondiging aan die hele planeet. Dis basies God wat sê, die tyd om kante te kies is nou verby. En uiteindelik, sê ons bron, is hierdie hele verhaal nie net ou stowwerige profesie nie. Dit is 'n dringende, relevante oproep aan gelowiges vandag. Die idee is om met doelgerigtigheid te leef, om jouself voor te berei om 'n koning te ontmoet wat op pad terug is. En dit los ons met daai een groot vraag om oor te dink. Vir die Here se wederkoms, waarvoor berei jy voor?